Welkom by ons Shabbat-uitsending hier by Mikdash Gemeente en ek groet julle elkeen in die naam van Meester Yeshua, ons Verlosser en Saligmaker. Dankie dat jy saam ingeskakel is en ek weet sommer vandag gaan die lewende God jou seën daar waar jy is, dat sy hand van beskerming en voorsiening oor jou lewe sal wees. En dat hierdie woord vandag jou 'n aansporing sal gee tot heiligmaking, om te lewe binne die raamwerk van God se woord. En dat jy vandag sal besef, wie is die lewende God en met wie ons te maak het. Ongelukkig is daar te veel mense wat hierdie denkwyse het van die lewende God, die God van hemel en aarde. Hulle het hierdie denkwyse van, hy's maar net die man daarbo. Nee, hy's heilig, hy's soewerein en hy is almagtig. En ek wil 'n paar goed aan jou kom openbaar vandag. En ek praat met jou oor die troon van Jahwe en van die Lam. So hierdie woord verwys nou natuurlik na Jahwe se troon en ook die troon van die Lam. So daar is 'n paar vrae wat ek gou vir jou persoonlik wil vra. En hierdie vrae is vir my belangrik sodat jy vandag die regte bepaling kan maak. Sodat jy vandag hierdie onderwerp wat ek hanteer, dat jou mindset reg kan wees en dat jy kan verstaan waaroor wat die woord sê en waaroor die woord gaan. So die eerste vraag wat ek vir jou persoonlik vra, en ek wil jou in die oë kyk vandag, en ek wil jou hierdie persoonlike vraag vra. Glo jy vandag in die onfeilbare woord van Jahwe? Glo jy daarin? Ek glo verseker daarin. Volgende vraag, glo jy vandag dat Jahwe 'n werklikheid is? Ek glo dit. En nog meer as dit, ek weet hy is 'n werklikheid. Glo jy vandag in Yeshua, jou verlosser, jou redder en jou koning? Dis 'n belangrike vraag wat ek vra. Glo jy vandag dat daar wel 'n ewige lewe is? En laaste vraag is, glo jy vandag dat Yeshua aanbiddingswaardig is? Hierdie is belangrike vrae wat ek vra, want hierdie vrae gaan jou nou natuurlik by die regte bepaling kry van God se woord. So ek wil jou vat deur die woord, so maak aantekeninge in jou Bybel. En ek gaan 'n paar skrifte aanhaal, en ek wil met jou praat oor 'n paar goed. So heel eerstens, ek praat met jou oor die troon van Jahwe en die troon van die Lam. So eerstens wil ek hierdie vraag vra, waar is die troon van Jahwe? Waar is sy troon? Ek praat so 'n klompie jare terug, praat ek met 'n persoon van 'n sekere geloofsoortuiging. Hy's by 'n sekere gemeente en hy's al sy jare daar, het hy hierdie geloofsoortuiging en hierdie persoon vat my toe aan die dag en hy sê maar, hoor hierso, waar is jou God? Waar is jou God? Waar is Yeshua? En ek praat met hom, ek sê nee, Vader is in sy troon, hy's op sy troon en hy's in die hemel. En hy interrupt my so, hy sê nee, die hemel is in jou kop, man. Die hemel is in jou kop. Ek tog, okay, wag, dat ek net gou gereed maak vir hierdie fight. En ek praat met hom, en ek deel met hom, en ek geef hom skrif na skrif, en hy kon toe naderhand sien, dat hy kan nie met my verder redeneer nie, want ek ken my woord. En hy bly toe naderhand stil. Maar dis die perspektief wat baie mense het, is dat hy's in ons kop, of hy's iewers anderste. Maar waar is die troon van Jahwe? En ek wil hierdie vraag antwoord uit die woord uit Psalm 11 vers 4. Maar luister wat sê die woord. Psalm 11 vers 4. Hy sê, Jahwe is in sy heilige paleis. Die troon van Jahwe is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. So hier sê die woord dat Jahwe is in sy heilige paleis. Waar is dit? Die troon van Jahwe is in die hemel. So waar presies is dit? Jy sien, ek en jy moet vandag verstaan dat Vader Jahwe is in 'n dimensie wat ek en jy as mens nie kan sien nie. Ons kan nie fisies inbeweeg nie, en ons kan ook nooit met ons menslike verstand hierdie geestelike dimensie bepeins nie. Ons kan nie. En al vat ons die Bybel en ons probeer ons 'n boek skryf daaroor, ons kan nooit die inhoud van die hemel beskryf nie. Ons het maar net, hier en daar het ons sekere dinge wat die woord aan ons kom openbaar. Maar Vader is in 'n dimensie wat ek en jy as mens nie kan sien nie. Want onthou een ding, daar is 3 hemele.
Die woord verklaar dit, daar is 3 hemele. Nommer 1, die eerste hemel is waar die voëls vlieg. So as jy nou vandag by die venster uitkyk en jy sien hier vlieg voeltjies en jy sien die blou lig en jy sien die wolke in die lug, dis die eerste hemel. Die tweede hemel is die ruimte, dis buite die atmosfeer van die aarde. En dan die derde hemel is Vader se geestelike riekelm. Dis die geestelike riekelm en is die woning van Vader, soos wat Psalm 11 nou vir ons kom gee het. Dis waar sy heilige troon is, dis waar sy teenwoordigheid is, sy heilige paleis is in daardie derde hemel sy geestelike teenwoordigheid, die geestelike riekelm. Daarom sê die woord kom verklaar in Efesiërs hoofstuk 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Die bose geeste in die lig. Met ander woorde, hier sê die woord baie duidelik dat ons het 'n fight. En ons fight is nie van hierdie geestesriekelm nie. En ek dink as Vader net vir 'n oomblik vir ons die gordyn moet wegvat, sodat ons in die geestesriekelm kan insien wat bo ons funksioneer en wat om ons funksioneer in die geestesriekelm, die derde hemel, gaan ek en jy soos 'n dooi op ons aangesig neerval. Want ons gaan skrik en ons gaan dinge sien en beleef wat ons nooit gedink het moontlik sal wees nie, want daar is dinge in die geestesriekelm wat vandag plaasvind. En dit wat ek en jy doen in die vlees, manifesteer in die gees. Dit wat ons doen in die gees, manifesteer in die vlees. En ons moet dit reg verstaan. Daarom sê die woord dat ons fight is teen die bose geeste in die lig. So wanneer ek en jy bid, wanneer ons die geestelike oorlogvoering doen, dan manifesteer dit eers in die geestesriekelm voordat dit in die fisies manifesteer. En daar is nou natuurlik, hierdie geestesriekelm is eintlik meer 'n werklikheid as wat hierdie fisiese riekelm is. Ons moet dit vandag besef, dat yes, ons is in 'n fisiese riekelm, maar die geestesriekelm is 'n absolute realiteit. So nou sê die woord, en ons lees dit in Afrikaans, in Efesiërs 6 vers 12, lees ons die Afrikaans en hy sê, dat ons worstelstryd is teen die bose geeste in die lig. Nou die Engelse vertaling praat van high places. Die Engelse vertaling sê high places, en as jy gaan kyk na die oorspronklike Griekse vertaling, en jy gaan haal daai woord uit van lig of high places, dan sal jy sien die Griekse betekenis daarvan, beteken bo die hemelruim, in ander woorde, dit wat ons fisies kan sien, is 'n geestelike riekelm, dis 'n onsigbare teenwoordigheid van hemelse wesens. Dis waarvan die woord praat. Dis 'n onsigbare teenwoordigheid van hemelse wesens. En as ek en jy dit sigbaar moet sien, gaan ons werklik waar, gaan ons op ons aangesig neerval en ons gaan Vader aanroep en aanbid soos nog nooit van tevore. Wat het gebeur die oomblik wanneer 'n engel aan mense verskyn het? Wat is die eerste ding wat die engel gesê het? Moenie vrees nie. Want die engel wat aan hulle verskyn het, dit moes 'n verskriklike wese gewees het. Dit is nie hierdie klein engeltjies wat uitgebeeld word wat op die skouers sit nie. Nee, dit was 'n verskriklike hemelse wesen gewees. En daarom het mense, was hulle verskrik gewees, en die engel, die eerste woorde wat hy gesê het, wees nie bevrees nie. En so die mense het geweet, hulle het nou te make met 'n bonatuurlike, hulle het te make met die bonatuurlike God. So Psalm 47 vers 9 sê, Elohim regeer oor die nasies, Elohim sit op sy heilige troon. So ons weet dat Vader regeer tot in alle ewigheid, hy regeer vanuit sy heilige troon, en sy troon is nie van hierdie wêreld nie, sy troon, sy heilige teenwoordigheid, is in 'n geestesriekelm wat ek en jy nie kan sien nie. Want onthou een ding, die woord sê, Johannes hoofstuk 4 vers 24, Elohim is gees. Die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. So wat beteken dit? Dit beteken dat Jahwe is 'n geestelike wese. Hy's buite tyd, hy's alomteenwoordig, hy's almagtig, hy's alwetend en hy's soewerein.
Hy's buite tyd, hy word nie geaffekteer deur enige iets wat op hierdie aarde is nie. Hy word nie geaffekteer deur tyd nie, hy word nie geaffekteer deur enige iets nie, hy's buite tyd. Dis hoekom in die boek van Openbaring, die oomblik toe die Vader vir Johannes vat en hy wys hom in die hemel het hom gevat buite tyd. Selfs met Daniël. Daniël is gevat buite tyd en hy het dinge gesien wat toekomstig gaan gebeur en hy het ook dinge gesien wat alreeds gebeur het. Is dieselfde met Johannes. As jy die boek van Openbaring lees, dan kom jy agter die boek van Openbaring is 'n terugverwysing na goed wat reeds gebeur het en is ook 'n verwysing na goed wat nog gaan gebeur. So dis die troon van Jahwe. En nou, hier kom die vraag, wat is rondom die troon van Jahwe? Wat is rondom die troon? En daar is 'n hele klompie goed wat rondom die troon van Jahwe is, wat nogal baie pertinent is, wat ek en jy moet weet, en wat 'n impak maak in ons lewe. Maar hier is 'n paar dinge wat ek uitgehaal het, wat ek vandag aan jou moet deel. Want op die ouene van die dag moet ons besef, wie is die skepper van hemel en aarde? Hy is heilig en hy is soewerein. En hierdie gaan aan jou kom openbaar met wie ons te make het. So wat is rondom die troon van Jahwe? Kom ek lees vir jou. In Daniël hoofstuk 7 vers 9 tot 10, merk dit in jou Bybel, gaan lees dit, gaan ondersoek dit. Daniël 7 vers 9 tot 10, en ek het bly kyk, totdat trone reggesit is, en 'n oue van dae gaan sit het. En sy kleed was wit soos sneeu, en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme. Let op wat sê die woord hierso. Sy troon was 4 vlamme. Met ander woorde, dit het nie gelyk soos 4 vlamme nie. Sy troon was 4 vlamme. So hier sit Jahwe op sy troon, en hy word omring deur 4. Sy troon is eintlik 4. Nou sê die woord, die wiele daarvan, 'n brandende vuur en 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die geregtigheid gaan sit en die boeke is geopen. Daarom 'n pragtige gedeelte hierso, en dit praat hier van die heiligheid van Jahwe. Dit praat van 4 vlamme, en die 4 vlamme, toe ek hierdie gaan ondersoek, en ek het dit gaan kyk in die oorspronklike Hebreëse vertaling, en die 4 vlamme in Hebreëus, die woord daarvoor is shabib, en die 4 vlamme wat Johannes nou natuurlik, wat Daniël gesien het, waarop Jahwe sit, hy sit op sy troon is 4 vlamme, en die Hebreëse betekenis daarvan is, dis 4 verdeeld in tonge. Wow! Toe ek het lees, het ek amper van my stoel afgeval, want dit praat van waar die gees van Jahwe uitgestort word op Shavuot. En op Shavuot word die tonge van 4 word verdeel en gaan sit op elke een. En die woord sê tog dat Yeshua, wanneer hy kom, gaan hy ons doop met Heilige Gees en met vuur. Wat is daardie vuur? Dit is die heiligheid van Jahwe. Dit kom vanuit sy troon. In ander woorde, die Gees wat jy inwonend in jou het, wat verdeel in tonge van vuur, wat inwonend in jou is, kom direk uit die troonkamer van Jahwe. Dit kom vanaf sy troon. Halleluja! So jy is nie maar net gevul met maar net 'n gees nie. Jy is gevul met die heiligheid van Jahwe. Dit kom uit sy troon uit, want sy troon is 4 vlamme. Sy troon is eintlik 4 verdeel in tonge wat in sy mense manifesteer. Yes. Halleluja. So wat is die wiele van brandende vuur? Ons lees dit, sy troon was 4 vlamme. Die wiele daarvan 'n brandende vuur en 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. So wat is hierdie wiele van brandende vuur? Wat is dit? Nou kyk nou mooi daarna. Dis 'n ronde sirkel. So dis dalk nie fisiese wiele wat op sy troon was nie,
Maar hierdie is 'n ronde sirkel wat Daniël sien. En hierdie ronde sirkel praat nou natuurlik van die oneindige heiligheid van Jahwe. Want 'n ronde sirkel het eintlik nie 'n begin of 'n einde nie. En net soos wat ons weet dat Jahwe het nie 'n begin nie, hy het nie 'n einde nie. Hy bestaan van ewigheid tot ewigheid. Hy is die Alfa, die Omega en daar is 'n oneindige heiligheid in Jahwe ons Elohim. Dis wie hy is, dis sy karakter. Sy karakter is heilig. Daarom sê die woord in Deuteronomium 4 vers 24 dat Jahwe ons Elohim is 'n verterende vuur. So wat beweeg voor hom uit? Daar is 'n rivier van 'n vuur, 'n stroom van vuur wat vloei en voor hom uitgaan. Hoekom? Want sy heiligheid beweeg voor hom en oralste waar Jahwe beweeg in sy heiligheid, smelt die berge weg voor sy aangesig, want hy is 'n verterende vuur. Mense, ek en jy moet die regte perspektief hê oor wie Jahwe is. Ons moet die regte perspektief hê oor die grootheid en die almag van die lewende God. Kyk wat sê Jesaja 33 vers 14 en hierdie is so pragtig, want dit praat juis oor die feit dat ons doen so maklik sonde en ons laat sonde toe in ons lewe en ons dink, ag, dis oukei, Vader gaan genadig wees met ons. Ag, ons het te maak met 'n genadige God. Luister wat sê hierdie gedeelte. Jesaja 33 vers 14. Die sondaars in Sion bewe. Siddering het die roekelose aangegryp. Maar ons as mens kom so nonchalant in sy teenwoordigheid en ons dink ons het te maak met die man daarbo. Nee, jy het te maak met 'n heilige God, 'n verterende vuur wat oneindiglik heilig is. Dis met wie ons te maak het. So daarom moet ons perspektief reg kry. As die woord sê dat die sondaars in Sion bewe, dat daar siddering is in die roekelose. En kyk wat sê hulle, hulle sê, wie van ons kan woon by 'n verterende vuur? Wie van ons kan woon by 'n ewige gloed? En dis wie Jahwe is, hy's 'n verterende vuur. Met ander woorde, geen sonde en geen ongeregtigheid kan voor hom stand hou nie. En ons is so gemaklik om dinge toe te laat in ons lewe. En ons sien nie, ons kyk nie na Vader vir wie hy werklik waar is nie. Ons sien hom nie vir die grootheid en die almag van wat hy is nie en wie hy is nie. So met ander woorde, Jahwe is vir ewig heilig. Hy is vir ewig heilig, mense. So wat is nog rondom die troon van Jahwe? Wat nog rondom die troon van Jahwe is nou natuurlik die reënboog. Kom ek lees vir jou in Openbaring hoofstuk 4 vers 3 en dit praat hier weer eens oor die troon van Jahwe. Dis Johannes wat sien, hy kyk in die geestesriem waar ek en jy nie kan inbeweeg fisies nie. Ons kan dit nie ervaar nie tensy Vader jou wegruk en soos Johannes en soos Daniël jou sekere dinge wys, kan ek en jy nie daarin gaan fisies nie. Daarom sê die woord, geen vlees en bloed sal ooit die koninkryk van Elohim beerwe. En hy sê verder in sy woord, hy sê, dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. So Openbaring hoofstuk 4 vers 3 sê, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardis, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. So wat is die reënboog? Die reënboog verteenwoordig verbond, dit verteenwoordig volmaaktheid, dit verteenwoordig perfeksie. Want dis wie Jahwe is. Hy's 'n God van verbond. Hy's 'n God van volmaaktheid. Hy's 'n God van perfeksie. En hy voer alles uit in volmaaktheid en hy hou verbond met my en jou as mens. In die oomblik toe Adam en Eva gesondig het, wat het gebeur? Daar's 'n verbond. Jahwe het nou natuurlik 'n lammetjie geslag, daar het bloed gevloei, daar's 'n verbond. Toe Noag uit die ark uitgekom het, toe's daar 'n offer en met die offer kom daar 'n reënboog in die lug en Vader maak 'n verbond met die mens. So die reënboog verteenwoordig die verbond van Jahwe wat vir ewig en vir altyd vas staan.
En onthou, daar's 5 verbonde waarvan die woord praat, tot en met die verbond met Yeshua deur sy bloed. So daardie verbond staan vas, want Jahwe is 'n God van 'n verbond, hy's die volmaakte God en hy's die perfekte God. Openbaring hoofstuk 4 vers 4 gaan verder met betrekking tot wat rondom die troon van Jahwe is. En rondom die troon was daar 24 trone en op die trone het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Nou wie is hierdie 24 ouderlinge? As jy saam met my gegaan het deur die boek van Openbaring, ons het daai teachings gedoen op 'n Maandag, daai volledige boek van Openbaring teachings is op die website beskikbaar, rianaberryministries.co.za. Jy kan daarna gaan kyk, die volledige openbaringsreeks teachings is daar op audio, so jy is meer as welkom om weer terug te gaan soontoe en daarna te gaan kyk. Maar wat ek hier gehanteer het is, met betrekking tot die 24 ouderlinge, wie is hulle? Wie is hulle? Die woord kom verklaar wie dit is. Nou praat Yeshua in Matteus hoofstuk 19 vers 28. Nou praat hy met sy disippels. En luister wat sê hy. En Yeshua sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte. In ander woorde, dis een ding om saam met Yeshua te wandel vir 3,5 jaar. Dis 'n ander ding om wedergebore te word. Want ons almal kan in die kerkbank sit. Ons almal kan vir jare lank die boodskap luister. Ons almal kan vir jare lank die Bybel lees. En ons kan luister na prediker, na prediker, na prediker en ons kan die kerkbanke warm sit vir jare lank. Maar daar's een belangrike ding wat almal van ons moet deurgaan en dit is wedergeboorte. Yeshua sê dit, dat sonder wedergeboorte gaan ons die koninkryk van Elohim nie sien nie. Nou praat hy, en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, dat julle wat my gevolg het in die wedergeboorte, wanneer die seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit en die 12 stamme van Israel sal oordeel. Ja, is dit nie amazing wat Yeshua hier sê nie? Nou kyk wat gebeur hier. Nou, eerstens in die boek van Openbaring, kom die woord en Johannes word weggeruk buite tyd. Ons moet dit verstaan. Buite tyd word Johannes weggeruk. Want die lewende God is nie geaffekteer deur tyd nie. Word glad nie geaffekteer deur tyd. En nou kom Yeshua en hy praat met hulle oor dinge wat nog gaan gebeur. En hy praat met sy disippels en hy sê aan sy disippels, julle gaan op 12 trone sit en die 12 stamme van Israel oordeel. So wie sit op die trone? Dis 12 individue. 12 individue wat op die troon sit, so daar gaan 12 trone wees en die 12 stamme van Israel oordeel. Maar daar gaan nog 12 trone wees, want een individu van elke stam van Israel word verteenwoordig by die ander 12 trone. Daarom is daar 24 trone wat reggesit word. So rondom die troon is daar 24 trone, 24 ouderlinge, want Yeshua praat met sy disippels. Hy praat nie met die 12 stamme nie, hy praat nie van met 12 individue van die stamme van Israel nie, hy praat met die 12 disippels. So die 12 disippels en 12 individue uit die stam van Israel sit op die trone. En dis rondom die troon van Jahwe, so met ander woorde, daar is 24 ouderlinge. En nou kom Matteus hoofstuk 25 vers 31 en hy sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. So gaan Yeshua dan op 'n troon sit? Ja of nee? Ja. Yeshua gaan op 'n troon sit. Hy sê dit in Matteus hoofstuk 19 en hy sê dit in Matteus hoofstuk 25 dat hy gaan op 'n heerlike troon sit. Gaan op 'n troon sit. So nou kom my vraag en ek vra hierdie vraag want dit is belangrik om tot by die bepaling te kom, voor wie se troon gaan ons as mens dan verskyn? Voor wie se troon?
Gaan ons voor die troon van Jahwe verskyn? Gaan ons voor die troon van Yeshua verskyn? Is dit twee verskillende trone? So voor wie se troon verskyn die mens? Hier sê die woord, 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Messia verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. So terloops mense, dit wat jy in hierdie liggaam doen, en wat jy aan jou liggaam doen, gaan ek en jy voor rekenskap gee, wanneer ons voor die troon van Yeshua staan, die regterstoel. So ek kan nie goed in my liggaam invat, wat nie volgens die woord reg is nie. Ek kan nie goed aan my longe doen, of goed aan my neurobane doen, of goed aan my liggaam doen, deur te drink wat ek wil, om te doen wat ek wil, en te eet wat ek wil, en goed te rook wat ek wil, wat hierdie liggaam skade rig nie, want hierdie liggaam is die tempel van Heilige Gees. En hier sê die woord, ons gaan rekenskap moet gee, sodat ons kan ontvang wat ons in ons liggaam gedoen het, of goed of kwaad. So ek moet die regte besluite maak in terme van my liggaam. Romeine 14 vers 10, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder, of jy ook, waarom verag jy jou broeder, want ons moet almal voor die regterstoel van Messia gestel word. So, dit gaan oor wat ons doen in die liggaam, dit gaan oor hoe ons optree teenoor ander, dit gaan oor ons gedagtepatroon. En nou kom die woord, en hy sê in Matteus hoofstuk 25, nou ek het vir jou net nou vers 31 gelees, so ek wil gou vir jou 'n bietjie verder lees in terme van dit. Nou luister wat sê die woord. Matteus 25 vers 31 tot 34. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei en hy sal die skape aan sy regterkant of regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit en dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom, julle geseëndes van my Vader beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die aarde af. So wat gebeur hier? Hier is die regterstoel van Messia wat gaan plaasvind. En wanneer gaan dit plaasvind? Wanneer gaan hierdie regterstoel plaasvind? Want as ek en jy die woord reg lees, dan kom ons by die regte bepaling van God se woord. So wanneer gaan die regterstoel van Messias plaasvind? By sy wederkoms. Wanneer is sy wederkoms? Die woord sê dit in Matteus hoofstuk 24 vers 29 tot 31. Na die verdrukking. Dan sal julle die Seun van die mens sien kom op die wolke. En dan gaan hy sy voet op die Olyfberg sit, volgens Sagaria hoofstuk 14, en dan gaan hy sy verskyning maak, en hy gaan sy koninkryk hier oprig, maar voordat hy sy koninkryk oprig, dan is dit eers die regterstoel van Messias. Ek het dit nou vir jou gelees. Hier sê die woord dit, Yeshua self sê dit. Hy sê dat ek gaan op my heerlike troon sit, wanneer ek kom, saam met my engele, en ek gaan kom om die koninkryk van Elohim hier op aarde te kom vestig. Wat gebeur dan? Dan is daar 'n skeiding, daar is 'n oordeel wat plaasvind. Daar is 'n regterstoel van Messias wat hier plaasvind, want hy skei die bokke van die skape. So Messias gaan dit kom doen, die regterstoel van Messias gaan plaasvind, wanneer hy verskyn by sy wederkoms om sy koninkryk hier op aarde te vestig. So die regterstoel van Messias is nie in die hemel nie, die regterstoel van Messias is hier op aarde. Maar met ander woorde, Yeshua kom sit sy troon hier op aarde. So wat gebeur nou? Wat gebeur nou? Is daar dan 2 trone? Of is daar 1 troon? Want hierdie is 'n belangrike vraag wat ek en jy nou moet vra, want ek lees van Jahwe se troon in die hemel, en ek lees nou van Yeshua se troon hier op aarde. Is dit dan 1 troon? Of is dit 2 trone? Of wat is dit? Want jy sien, as ek en jy die regte bepaling het, en ons besef wie Jahwe is, en wie Yeshua is, dan kom ons by die regte bepaling. So is die troon van Jahwe en die troon van die Lam 1 troon? Kom ons gaan kyk.
Kom ons gaan kyk in die woord in die boek van Openbaring hoofstuk 7 vers 9 tot 10. Nou sê die woord: Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, en alle nasies, stamme, volke en tale het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: Heil aan ons Elohim wat op die troon sit en aan die lam. Weereens Daniël sien dinge buite tyd. Buite tyd word hy dinge gewys en hy sien 'n magdom mense sien hy met palmtakke. Nou wat verteenwoordig die palmtakke? Dit verteenwoordig dan natuurlik die fees van tabernakels. As jy die feeste van Jahwe ken, dan sal jy weet wat word hier uitgebeeld. Dis die fees van tabernakels. Wat gebeur met die fees van tabernakels? Dis die 1000 jaar vrederyk van Yeshua. Dis die 1000 jaar vrederyk. En kyk wat gebeur hierso. Hy sê en hy het 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale, en hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en palmtakke. Nou wie word bekleed met wit klere? Wat sê die woord in die boek van Openbaring? Dat die heiliges word bekleed met wit klere. Die heiliges. Die bruid het haar gereed gemaak en is bekleed met blink en fyn rein linne, want die rein linne verteenwoordig die heilige dade of die regverdige dade van die heiliges. Met ander woorde, dis ons as gelowiges. Nou staan daar 'n magdom gelowiges uit elke nasie en elke stam en elke volk en elke taal, en hulle staan voor Yeshua. Hulle staan voor die troon en voor die lam. Hulle staan voor Yeshua. En dis by die fees van tabernakels. Dis dan natuurlik die 1000 jaar vrederyk. Dis waar ons die bruilof van die lam gaan vier vir 1000 jaar lank. En die woord kom verklaar dit in die boek van Sagaria, dat mense gaan optrek elke jaar oor die vasgestelde tyd van die fees van tabernakels, gaan al die volke optrek om die fees van tabernakels te vier saam met Yeshua. Dit is wat hier plaasvind. So, nou sê die woord, en hy sê, Heil aan ons Elohim wat op die troon sit en aan die lam. So, wat sien Daniël? Wat gebeur hier? Sien hy 2 trone of sien hy 1 troon? Hy sien 1 troon. Kom ons gaan verder. Openbaring 21 vers 22 tot 23 sê, en 'n tempel het ek daarin nie gesien nie. Hier kom ons nou aan die einde van die boek van Openbaring. Nou praat hy van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En nou sê hy in vers 22, en hy praat van die tempel. En hy sê, en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie. Hoekom nie? Want Jahwe Elohim die Almagtige is sy tempel. En die lam. Luister mooi wat sê die woord. Jahwe ons Elohim die Almagtige is sy tempel en hy is die lam. So wie is die lam van Elohim? Wie is hy? Dis Jahwe. Jahwe is die lam. Hier sê die woord dit. Jahwe Elohim die Almagtige is die tempel en hy is die lam. En die stad het die son of die maan nie nodig nie om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van Elohim het hom verlig en die lam is sy lamp. Nou kyk gou wat gebeur hier en ek wil gou iets vir jou verduidelik, iets mooi uitbeeld. Hier sê die woord, want die heerlikheid van Elohim het hom verlig. So hy praat hierso van die stad Jerusalem, die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die stad Jerusalem het uit die hemel uit neergedaal, en nou sê hy, daar is nie 'n tempel in daardie stad Jerusalem. Want Yeshua is die tempel, Jahwe Elohim, die Almagtige is die tempel, en hy is die lam. So van wie praat hy? Hy praat van Yeshua. Nou sê hy, want die heerlikheid van Elohim het hierdie stad kom verlig, en die lam is sy lamp. As jy nou kyk hier agter my is die menorah, en die menorah het lampe. En in die lamp, as ek dit nou moet aansit, dan skyn die lig. Ek gaan dit nie nou aansit nie, want dan's daar te veel lig op die kamera. Maar as ek nou dit moet aansit, dan skyn hierdie lig, en dis die heerlikheid van Jahwe.
So met ander woorde, Yeshua is die houer, hy is die lamp, en in Yeshua is die heerlikheid van Jahwe. In Yeshua word hierdie stad verlig, want in Yeshua, in hom, bevat hy alle volheid en heerlikheid van Jahwe. So hy is die inhoud, hy is die houer, hy is die inhoud, hy is in hom en deur hom vloei alles in terme van die heerlikheid van Jahwe. So net soos wat hierdie lamp hier agter my sien, jy sal sien dat daar's 'n lamp. Nou dit verteenwoordig Yeshua. As ek die lig aansit, dan skyn daar 'n heerlikheid en dis die heerlikheid van Jahwe. Met ander woorde, in Yeshua is die volheid en die heerlikheid van Jahwe ons Elohim. Nou kyk wat gebeur hier. Ek lees vir jou hierdie gedeelte uit die woord uit Kolossense hoofstuk 1 vers 15 tot 17. Hierdie is 'n pragtige gedeelte wat praat van Yeshua. Kolossense 1, 15 tot 17. Hy, dis Yeshua, is die beeld van die onsigbare Elohim, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Halleluja! Kan julle sien, hy is die lamp en in hom is die heerlikheid van Jahwe, in hom hou alles tot stand. Want die woord kom verklaar dit dat Yeshua het alles geskape. Hy is eintlik ons skepper. Hy is die beeld van die onsigbare Elohim. Dis wie Yeshua is. En nou kom sê Openbaring hoofstuk 22 vers 1 tot 3. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van Elohim en van die Lam. Waaruit vloei dit? Dit stroom uit die troon van Elohim en van die Lam. Mense, daar is nie twee afsonderlike trone nie. Luister wat sê die woord. Dit stroom uit die troon van Elohim en die Lam. So dis een troon. En in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies en daar sal geen enkele vervloeking wees nie, maar en die troon van Elohim en die Lam sal daarin wees. Weereens een troon. En sy diensknegte sal hom dien. So wat sien Johannes? Wat sien Johannes eintlik? Johannes sien die volgende. Hy sien Jahwe en Yeshua as een. En wat sit op een troon en saam regeer in heerlikheid en in majesteit. Dis wat Johannes sien. Hy sien Jahwe en Yeshua as een wat sit op een troon. En uit hierdie troon is daar heerlikheid en majesteit en hy regeer tot in alle ewigheid. En Yeshua kom sê dit. Yeshua kom openbaar dit. Hy kom openbaar dit. Hier sê hy in Openbaring hoofstuk 3 vers 21. Nou, in die boek van Openbaring hoofstuk 2 en hoofstuk 3, wanneer ek praat oor die 7 gemeentes, is daar 7 beloftes van oorwinning. Daar is 7 beloftes van oorwinning. En hier kom daar 'n amazing belofte met betrekking tot oorwinning. So mense, ek en jy moet oorwin. Openbaring hoofstuk 3 vers 21, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Hier sê Yeshua dit. Ouens, ek wil gou aan jou kom openbaar wat gebeur hierso. Hy praat. Yeshua sê dit. Hy sê ek gaan sit op my Vader se troon. Weet jy hoekom? Want ek en my Vader is een. So die troon van Yeshua of die troon van Jahwe is Yeshua se troon en die troon van Yeshua is Jahwe se troon. En wanneer ons as mens volhard tot die einde toe en ons oorwin, sal ons Yeshua sien vir wie hy is.
ons sal sy volle heerlikheid en sy volle glorie en sy volle majesteit en almag ervaar vir wie hy is. So wanneer die woord praat in die boek van Daniël, en hy sê in die boek van Daniël dat, hy praat hier in die boek van Daniël, hy sê sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur, 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, dan praat hy eintlik van Jahweh en Yeshua, ons verlosser en saligmaker, wat heilig, soewerein en almagtig is. Dis die God wat ek en jy dien. Ons aanbid 'n God, ons dien 'n God wat heilig is en ons moet die regte perspektief hê oor wie hy is. Is Yeshua heilig? Verseker. Is hy almagtig? Absoluut. Is hy die soewereine God van hemel en aarde? Ja. Is hy die skepper? Hy is verseker, want die woord kom openbaar dit, want hy sit op die troon en almal wat voor die troon staan, aanbid hom wat op die troon is. In ander woorde, daar is aanbidding wat gebring word tot Yeshua, ons verlosser en saligmaker. Kan julle sien die heiligheid van wie Jahweh is? So daarom kan ek nie 'n verkeerde perspektief hê. Daarom kan ek nie maak en doen wat ek wil nie. Daarom kan ek nie aannames maak teenoor Yeshua en teenoor Jahweh ons Elohim en hom in 'n boks probeer druk om te sê dis hoe hy moet werk en dis hoe hy moet funksioneer en dis hoe dit moet wees nie. Nee, Vader is buite tyd, hy is alomteenwoordig, hy is almagtig, hy is soewerein en hy is heilig. Mense, ek wil vandag vir jou vra. As jy nou kyk na al hierdie dinge en jy besef wie die lewende God is, hoe lyk jou lewe? Lyk jou lewe? Waarmee is jy as mens besig? As ek en jy voor Yeshua gaan staan, voor die regterstoel, en ons staan voor sy troon, en sy troon is 4 vlamme, en uit hom uit vloei daar 'n rivier van vuur, en hy is heilig en soewerein, en daar is 'n oneindige heiligheid wat uit hom uitkom, en ek en jy staan voor hom om voor die bema te staan, om geskei te word, skape en bokke van mekaar af. Hoe lyk ons lewe? Gaan ons voor hom kan standhou? Of is ons besig om te doen net wat ons wil, ons maak en doen wat ons wil, ons tree op soos wat ons wil optree? Ons sê wat ons wil sê en ons dink soos wat ons wil dink en ons hanteer mense soos wat ons wil hanteer en ek laat sonde en ongeregtigheid toe in my lewe en ek is okay daarmee, want die God wat ek en jy dien is 'n genadige God. Ek kry 'n ander prentjie van wie Jahweh is. Ek kry hierdie prentjie van heiligheid en hy's almagtig en hy is 'n verterende vuur, mense. Dis die prentjie wat ek kry van wie Jahweh is. Ja, ek weet hy is liefde. Ja, ek weet hy is genade. Ja, ek weet hy is barmhartigheid. Maar kom ons kry die regte perspektief vir wie Jahweh ons Elohim is. Mense, ek wil vanmôre saam met jou bid. Want ek weet hierdie boodskap, het kom praat met jou hart in terme van hoe jy as mens funksioneer. Want jy sien, ons het te make met 'n God wat soewerein en almagtig is. En daarom ek vandag saam met jou. Kom ons bid saam. Vader, ek eer U en ek loof U en ek prys U, dat U aan ons kom openbaar uit U woord uit, wie U werklik waar is. Vader, mag ons soos 'n Daniël U aanskou in U grootheid en in U almag. Vader, mag ons soos die psalmdigter net skryf oor U heilige troon en besef dat U is hoog en verhewe. Vader, mag ons soos 'n Johannes voor U voete kom neerval en U ervaar vir die grootheid en die almag van wie U is. Vader, mag ons vandag net weer eens besef hoe nietig en klein ons as mens is en dat ons dinge nie kan toelaat wat U nie behaag nie. Ek bid vandag, Vader, dat hierdie boodskap 'n heiligmakingsproses in ons lewe sal begin bewerkstellig. Dat ons sal besef dat die God van hemel en aarde is heilig en hy is 'n verterende vuur en daarom sê U woord, wees heilig want ek is heilig. Vader, ons wil kom repent vandag en ons wil vra, Vader, vergewe ons. Vergewe ons dat ons perspektief
verkeerd is. Want ons het die gees van Jahwe wat inwonend in ons is. En daardie gees kom uit die troonkamer van Jahwe. Dis die 4 vlamme wat verdeel word in tonge en wat in ons kom manifesteer, maar nog steeds maak ons droog. Nog steeds doen ons verkeerd, want ons gee nie ag op u woord nie, ons gee nie ag op u heiligheid nie. Vader, vergewe ons. Vergewe ons, kom was ons skoon vandag met die bloed van die lam en dat ons net weer eens in 'n regstaande posisie kan wees voor die lewende God. Ek bid vandag, Vader, dat ons van vandag af hierdie wandel sal hê van heiligmaking. Dat ons in ons lewenswandel U sal vereer en verheerlik. Dat ons in alle aspekte sal wandel binne die raamwerk van U woord, sodat U daardeur vereer en verheerlik kan word. Dis ons gebed in die naam, bo alle naam, in die naam van ons Meester Yeshua. En ons gees roep uit, Halleluja. Halleluja. Mense, ek eer die lewende God. Baie dankie dat jy ingeskakel was. En ek glo en vertrou dat hierdie boodskap kom bring 'n verandering in jou lewe, sodat daar 'n lewe van heiligmaking in jou lewe sal wees. Nou van my kant af, Rian Avery, dis altyd 'n voorreg om met jou te kan gesels. Wees geseënd, geniet jou Shabbat verder. Tot volgende keer. Shalom.